Goeiemôre vriende, op hierdie Dinsdag 5 Mei 2026. Ek wil julle sommer herinner aan die Hemelvaart vriende diens. Ek weet gou net gou dit vir julle sê. Dit is die donderdag, as ons gou hier by my kan uitkom, donderdag 14 Mei. Dit is 8:00 die oggend. Ek wil hê vriende, julle moet regtig 'n plan, maar ek weet die verkeer is hektiek en so aan. Maar kom woon die diens by, en ek wil vir julle sê hoekom, en ek het dit al by 'n paar geleenthede gesê, dit is 'n ongemaklike tyd, maar jy kom ook later by die werk aan, maar dit is 'n groot stuk getuienistyd, vriende. Om vir die mense by die werk te sê, hoorie so julle, ek gaan so 'n uur en 'n half laat kom, ek gaan 9:30 by die werk wees, ek sal dit inwerk op 'n ander tyd, maar dit is vir my 'n belangrike dag, dis Hemelvaartsdag. Vriende, is 'n groot stuk getuienis. En jy hoef nie baie te doen daarmee nie, jy hoef nie 'n groot show daarvan te maak of niksie, maar net daai dat jy baie rustig daai tyd kom en jy kan uit die hemel vat. Dis hoekom ons spesifiek ek dit nie in die aand 7:00 doen nie. Ek doen dit die oggend 8:00, ons was 9:00, ek bietjie met julle gepraat, sê joh, 9:00 vang julle nou regtig, maar 8:00 maak dit julle dat julle dan kan julle nog in 'n redelike tyd by die werk wees, maar dit gee ook vir julle getuienis geleentheid. So vriende, dis absolute getuienis geleentheid vir julle die 14de. So ek nooi julle uit daarna toe, maak groot asseblief, maak 'n plan om daar te wees, ook as gevolg van 'n definitiewe 'n stuk getuienis by die werk, né? Dan nooi ek julle ook uit na die Pinksterweek van die 18de tot die 22ste Mei. Ons noem dit Unity Week, maar dis Pinksterweek, vriende. Ons het nou al die afgelope 25, 26 jaar uit ons nou so as fraternal, verskillende denominasies hou ons saam met die Pinksterweek. In die verlede was dit altyd tot en met 2 jaar terug, altyd by ons kerk gewees. Ons het so 'n bietjie anders gedoen van laas jaar af. Van laas jaar af doen ons by die onderskeie kerke, so almal kom die maandag aan die 18de na ons gemeente toe, en dan word preek hier NG Kerk, daar's 'n predikant daar. Dan die Dinsdag aand gaan almal na die Baptiste kerk toe, die Woensdag gaan almal na die Methodiste kerk toe, almal na die Rooms-Katolieke kerk toe, die Donderdag almal na die Anglikaanse kerk toe die Vrydag. Dit is baie lekker om sommer so by die verskillende kerke ook saam te wees, hulle verskillende tradisies te sien, doen dit 'n bietjie anders, vriende, so dis regtig 'n ongelooflike by mekaar kom. Laas jaar was regtig baie besonders. Die tema hierdie jaar is suffering. Ek dink baie mense gaan deur 'n klomp goed en ons staan so 'n bietjie stil al 5 daai dae by die tema suffering. En dan natuurlik, voordat ek vergeet, die 30ste is dit ons bazaar. Die 30ste Mei, Saterdag is ons bazaar. Asseblief nie weggaan daai dag nie, maak dit vas in jou dagboek. Jy moet dit al eintlik vroeg in die jaar in jou dagboek vasmaak. Kom ons neem deel aan die bazaar. Is altyd vir my lekker om die mense daar te sien. Die interaksie is so lekker. Die geld is vir my altyd nie die belangrikste ding nie, is eintlik juis om so as gemeenskap lekker saam te wees. Kom ons raak net 'n wyle stil. Here, dankie vir die liefde en die oorvloedige genade. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek sê nou maar elke keer vir julle die konteks, want ek dink die konteks bly baie belangrik. Ek sê 'n kort briefie hierdie wat Paulus aan Titus skryf, is letterlik 3 hoofstukkies. Maar dit is nogal 'n gelaaide briefie met 'n klomp goed wat hy hierin skryf. En nou sien ons, Titus was 'n jong leier van die vroeë kerk gewees. Dit was in Kreta, die eiland Kreta gewees. Kreta, liewe vriende, was bekend gewees vir sy losse sede, sy oneerlikheid. Ons het gister ook weer vir mekaar gesê, die Kretensers, selfs die profete van die Kretensers noem hulle leenaars, ongediertes en luivrate. Dit is verskriklik as jou eie profeet dit doen, né? En dan sien ons, liewe vriende, Titus moet die kerk bou in hierdie baie moeilike kultuur, liewe vriende, van heidene, van mense wat niks voel nie, wat sedeloos is, moreel vervalle is. Hulle is maar net nie goeie mense nie. En Paulus los om vir Titus met hierdie opdrag om ouderlinge aan te stel, mense, liewe vriende, wat onberispelik tussen hierdie mense lewe, maar eintlik is dit 'n opdrag vir almal van ons, né? So die doel van die brief is weer om orde in die kerk te bring, gesonde leierskap te vestig, die vals leer reg te stel en om te wys hoe geloof
inderdaad prakties uitgelewe moet word. En nou kom ons hierso by vers 2 af, hoofstuk 2 van Titus, en Paulus kom sê vir Timoteus, maar jy moet verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer. En dit is wat ons vandag ook nog vir mekaar moet sê, wat is die gesonde leer? Die gesonde leer is natuurlik dat Jesus Christus jou verlosser en saligmaker is. Die gesonde leer is dat Jesus is alweg na die Vader, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Dis die gesonde leer. Dis die leer wat Paulus van 'n evangeliebedienaar as apostel onder die heidene. Dit is ook om Paulus vir Titus skrywe hierso in hierdie omgewing, hierdie heidense omgewing vir Titus te sê op die eiland Kreta, ou maat, jy moet vir hierdie mense moet jy leer wat die regte leer is, wat die gesonde leer is. En nou kom hy baie prakties, nou kom hy sê vir die ouer mans, hulle moet nugter wees, want nou, liewe vriende, drank is al van daai tyd af 'n probleem, né? Niks verkeerd met 'n wyntjie nie. Ons sê dit altyd vir mekaar, maar vriende, jy kan nie jou gaan drank nie. Daarom kom sê vir die ouer mans, hulle moet nugter wees. Nou vriende, daar is seker niks 'n slegter voorbeeld as om 'n dronk vrou te sien en 'n dronk ouer man of 'n dronk ouer vrou te sien. Dit lyk net nie goed nie. Dit lyk op geen instansie lyk dit eintlik goed nie. Maak nie saak wie jy is nie. Maar dit lyk spesifiek sleg wanneer jy 'n ouer man kry wat dronk is en 'n vrou wat dronk is. Daai twee goed lyk net nie goed nie. Hy sê vir die ouer mans hulle moet nugter wees. Sê vir hulle moet eerbaar wees, né? So hulle moet altyd eerlik wees. Nie deel wees van hierdie omgewing waar dit oneerlikheid en bedrog en allerlei goed die heeltyd is nie, né? So hulle moet nugter wees, hulle moet eerbaar wees, hulle moet verstandig wees, so hulle moet wysheid hê. Hulle moenie net enige iets doen wat hulle wil wat hulle kop op gooi. Wees verstandig, kom sê hy vir die ouer mans. Hy kom sê verder vir hulle, gesond en vas in die geloof, verstandig, gesond en vas in die geloof. Dit sal interessant wees as gesond, ek het nie 'n bietjie gaan navorsing doen daarin. Gesond, wonderlik nou vir praat van ons vir gesondheid, hy moet mooi kyk hoe hy eet, hoe hy jy weet wat hy inneem, gesond wees. Gesond en vas in die geloof. Vas in die geloof beteken dat hy onwrikbaar in Jesus Christus glo en onwrikbaar in Jesus se voetspore volg, né? Hy moet liefde hê. Ouer manne, hulle moet liefde hê. Hulle moet liefde uitstraal na die mense rondom hulle. Mense moet hulle kan sien dat Jesus Christus in hulle lewe is. En dan kom praat hy oor met die ouer vroue en ek dink miskien moet ek hierso eers stop. Kom ons stop eers hierso. Kom ons sê dit gou weer vir mekaar. Sê vir die ouer mans, hulle moet nugter wees, eerbaar wees, verstandig wees, gesond wees, vas in die geloof wees, liefdevol wees en dan moet volharding by hulle wees. Te midde van al hierdie slegte heidense invloed moet hulle volhard in hulle geloof. Hulle moet dit uitleef, al is dit hoe moeilik. Om sê Paulus en vir Titus, hy moet dit gaan verkondig oor ooreenstemming met die gesonde leer. By 5 sien vandag, vriende. Mag julle God se liefde, sy genade en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.